Goeienaand broers en susters, baie welkom op vanaand by ons aandedediens. Dit is wonderlik om vanaand weer op hierdie rusdag van die Here, die opstandingsdag van die Here saam te wees en die Here se naam groot te maak en ook te groei in ons geloof. Daar's net 2 afkondigings van die kerkraad se kant af. Eerste plek nog oor die kamp, daar's nog 2 chalets beskikbaar en daar's nog baie kampplek beskikbaar en nog baie dagbesoekersplek beskikbaar. So as jy nog nie kom kamp nie, skryf asseblief jou naam op. Dan sal julle sien in die boodskapper is daar 'n boodskap wat gaan oor die Bybelstudie oor Genesis 1 tot 11. 'n Baie belangrike Bybelstudie, ek dink is wonderlik om by te woon op maandagaande. Nou daar staan in die boodskapper dit begin 10 Februarie, maar dit doen nie, dit begin môre aand 10 Maart. So moenie dink jy het al gemis nie, gaan nie aansluit nie. Ek dink is ideale geleentheid. Eugene bied dit vir ons aan, môre aand 7:00, né Eugene? Ja, môre aand 7:00 hier by die kerkgebou. Wonderlike geleentheid ook om te leer uit Genesis uit. Ons begin vanaand se samekoms, die erediens ook met hierdie woorde dat uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom behoort alle heerlikheid tot in alle ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing as loflied saam tot eer van die Here. Ons sing saam lied 190, ons gaan daarvan saam sing vers 1 tot 3, waar ons juist die woorde sing dat grote God, aan U die eer, heerlik is waar U regeer, en hemels is U majesteit, heilig U geregtigheid, U wat alles onderhou, U is ewig en getrou. Ons staan, dan sing ons saam vers 1 tot 3, en daarna kan ons bly staan vir ons gebed. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie Here dat ons in hierdie aand weer bymekaar kan kom as medebroers en susters in die geloof. Dat ons mense is wat U wonderbaarlik in die kerk byvoeg en dat U deur die groot genade aan ons geloof gee, sodat ons U kan ken, en juist sodat ons in die waarheid kan wandel. Dit wat U van Uself aan ons bekend maak, wie U is in die heerlikheid, in die grootheid, die almag, in die heiligheid, dat U almagtig is en dat U getrou is, dat U ewig is en dat U goed is, en die bron van alles wat goed is.
En dat U ons liefhet, dat ons mag beleef wat U doen, kan ken in die woord wat U vir ons doen. En dat ons saam as kerk, saam as gelowiges mag oordink hoe groot daardie liefde is. Liefde wat ons nie met ons verstand kan omvat nie. Liefde wat getuig van U seun wat mens word, U seun wat kom om ons vloek op hom te dra. Dat hy dit betaal finaal. Dat hy die ewige straf wat ons toekom, die ewige dood op hom neem. Sodat ons die ewige lewe kan hê. Maar mag ons steeds saam met die kerk dit oordink, in verwondering daarvoor staan oor hoe hoog en wyd en diep U liefde vir ons trek. En mag ons in die woord ook baie deeglik sien wat U wil is, hoe U wil hê ons moet leef, en dat ons baie mooi noukeurig sal let op ons lewenswandel. Of dit so is, dat ons so leef, wat vir U goed is, wat U naam verheerlik, en Here, lei ons ook om te bekeer, daar waar ons nie doen nie. Dat U ons tog bekeer, dat ons sal bekeer. Terug na U toe sal draai, en die wonderlike vreugde van U woord te beleef. En ons dank Here dat ons vanaand hier mag saam wees om te luister na U woord. En dis ook ons bede dat ons gehoorsaam sal luister. Baie mooi sal let op wat U van ons vra. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Terwyl ons net so bly sit, kom ons sing saam Psalm 40, ons gaan daarvan saam sing vers 3 en vers 4, en die baie bekende vers 4, waar ons die woorde saam sing, net om U wil te doen, soos in die boek, die wonderskrif wat nooit vergaan. En het klaar van my geteken staan, dit wil ek Heer, van ganser harte soek. Sit net so, dan sing ons saam vers 3 en vers 4. Ons luister saam na die woord van die Here uit Markus hoofstuk 8
Ons gaan daarvan saam lees vanaf vers 11 tot en met vers 21. Markus 8 vanaf vers 11. Daar kom toe fariseërs wat met Jesus begin redeneer, om op die proef te stel, wou hulle van hom 'n wonderteken uit die hemel hê. Hy het diep gesug en gesê, waarom wil hierdie geslag 'n teken hê? Dit verseker ek julle, aan hierdie geslag sal beslis nie 'n teken gegee word nie. Hy het hulle daar laat staan, weer in die skuit geklim en na die oorkant van die see toe gegaan. Die disippels het vergeet om brood saam te vat. Hulle het net een by hulle in die skuit gehad en Jesus het hulle toe gewaarsku, pas op. Wees op julle hoede vir die suurdeeg van die fariseërs en die suurdeeg van Herodes. Hulle het vir mekaar gesê, dis omdat hulle nie brood het nie. Toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, waarom praat julle daaroor dat julle nie brood het nie? Begryp en verstaan julle nog nie? Is julle nog steeds so traag van begrip? Julle wat oë het, sien julle dan nie? Julle wat ore het, hoor julle dan nie? Onthou julle nie? Toe ek die 5 brode vir die 5000 gebreek het, hoeveel mandjies vol stukke brood julle oorgehou het nie? 12, sê hulle vir hom. En 7 brode vir 4000, hoeveel mandjies vol stukke het julle toe oorgehou? 7, vir hom. Toe sê hy vir hulle, verstaan julle dan nog nie? Geliefde broers en susters, hoe op jou hoede is jy vir dwaalleer? Eintlik die vraag vra, hoe bang is jy vir dwaalleer? Hoe bang is jy dat daar iets verkeerd in jou lewe verkondig word wat jy glo en dit navolg? Want as jy bang is vir iets, gaan jy baie versigtig wees en op die uitkyk wees daarvoor. As jy bang is vir 'n slang, en ons wil nou weer daaraan verwys, gaan jy tog op die uitkyk wees, jy het sien, baie groot skrik en nie daar naby gaan nie, wegbly daarvan af. En die vraag is in ons lewe, hoe besorg is ons daaroor? Is dit iets wat ons nou aanvaar, dat daar bestaan nie so iets nie, is ons in 'n kokon toegedraai en sê, maar ons is heeltemal beskerm, ons is onaangeraak daardeur, dit kan ons nie pla nie. In hoe mate is dit deel van ons bewussyn, voorop ons in ons bewussyn om op die uitkyk te wees vir dwaalleer? Want hoewel die waarheid enkelvoudig is, hoewel daar net een waarheid is daar oneindig baie leuns wat die waarheid agterna sit. En dit is presies wat die Here hier in die disippels probeer oordra. Dat hy hulle waarsku teen dwaalleer wat daar verseker bestaan. Ons hoor in die gedeelte dat die fariseërs het na die Here toe gekom met die eis en vir hulle 'n wonderteken te gee, omdat hulle hom op die proef wou stel, hulle wou hom toets. So hulle gee vir hom sekere dinge op hulle eie termes en voorwaardes, as hy dit sal nakom en sal doen wat hulle vra en sê, dan sal hulle miskien glo. Hulle gee dus eintlik nie voor of hulle opreg is, of hulle eintlik 'n begeerte het om in hom te wil glo, hoewel dit nie die geval is nie. So as hy net 'n wonderteken doen, dan sal dit gebeur. Maar hoor jy die baie sekere antwoord wat die Here vir hulle gee vir die fariseërs? Want sy eerste reaksie hier is eintlik baie emosioneel. Hy het diep gesug. So hierdie woord kan eintlik verwys daarna dat hy baie emosioneel was, dat hy of woede gewys het aan die een kant, of eintlik 'n geestelike nuance, 'n geestelike intensiteit wat daar beleef word. Die ou vertaling stel dan baie duidelik so, dat hy het diep gesug in sy gees. In ander woorde, hy is baie diep geraak. Ons sê baie keer, ons praat baie diep dinge, hy is diep geraak, oor die diepste wat jy kan geraak wees, oor die ongeloof van hierdie fariseërs. So hy is nie op 'n mooi manier diep geraak nie, maar eintlik hier diep geraak het dat hy die erns van die saak besef waar hulle trek in hulle lewe. So hulle glo net nie. En hulle geloofslewe
gaan dit alles oor hulle self. Dit strek nie verby hulle self en hulle eie vermoë om wette na te kom, om eintlik God te verheerlik deur die genade wat hy bewys nie. Maar hulle geloof strek oor hulle eie nakoming van die wette van die Here. En hierdie diep sug wat die Here beleef, kom dan nie tot 'n verbale uitdrukking wat hy hierdie gevoel oordra. Hy sê maar geen teken sal vir hierdie geslag gegee word nie. Op 'n ander plek, 'n parallelle gedeelte of wat hy ook met hulle praat, sê die Here vir hulle maar 'n sondige geslag soek 'n teken. En hy sal dit nie vir hulle doen nie. En die rede hoekom hulle dit soek is dat hulle wil hulle geloof baseer op nie op geloof nie op die onsigbare dinge nie, maar hulle wil geloof baseer op sigbare dinge. Hulle wil geloof baseer op hulle eie werke, op hulle eie voorwaardes. En dan hierdie diep sug wat die woorde oorgaan, kry nog 'n verdere uitdrukking as die Here dan van hulle af weggaan. Wat hier met 'n baie sterk woord uitgedruk word. Dit skep al vir die idee van die afstootlikheid en hierdie ongeloof en die arrogansie waarmee hulle na die Here toe kom. En hy's so diep geraak met die aanspreek van hulle en hy voel so sterk daaroor dat hy omdraai en wegloop van hulle af. Hy hoef en hy wil niks meer te doen hê met hulle nie. Hy gaan van hulle weg. En hulle klim in die skuit en hulle vaar op die oop see na die oorkant toe. En dit vorm nou die agtergrond van wat verder gebeur hier in vers 14 tot 21, hierdie dialoog wat gaan plaasvind tussen die Here en sy disippels. Nou hier het so gebeur dat met hierdie omdraai en weggaan, wat al skielik was, wat die disippels nie verwag het nie, dat die disippels nie brood gevat het nie. Nie seker watter punt hulle dit besef het nie, dalk het hulle ontdek, daar's te min brood, en dalk het een gedink, maar die ander een gaan koop, dalk het een nog gedink, daar's nog meer tyd voor hulle gaan vertrek, en hulle die Here het net skielik omgedraai en weggegaan. Maar die punt is, hulle het net een brood, en hulle is 13 manne, en nou is hulle in hierdie onmiddellike bekommernis, oor hierdie liggaamlike nood, die liggaamlike gebrek, dit wat die liggaam kan skade, om nie genoeg kos te hê nie, en hulle is bekommerd daaroor. Dis hulle heel grootste bekommernis op hierdie stadium. En die Here weet dit. Dis nie asof hy nie weet dat daar net een brood is tussen hulle nie. Maar hoor wat die Here se antwoord, sy reaksie op hierdie bekommernis van die disippels is. Sê vir hulle, pas op. Wees versigtig. Hy gee dus hier 'n dubbele waarskuwing. Hy kan dit nie sterker vir hulle uitdruk nie. Julle bekommer julle oor brood, pas op en wees versigtig. Dis nie die eerste keer die Here sê net al, maar die omstandighede wat pas gebeur, is weer nodig vir hom om weer die waarskuwing hulle te bring. Sien raak wat om julle in die gang is, sien raak die ander gevare wat daar ook in julle lewe is. Moenie so kortsigtig wees vir wat die gevare vir jou lewe is nie. En ons het nou gesê dat as jy bang is vir iets, gaan jy vlug. As iemand nou jy sal waarsku dat daar 'n slang is, dan is jou reaksie, asof jy gesê dis net daar om die draai om baie ver om die hoek te loop en te loer en te kyk en nie daar naby verby te loop nie. Jy sal tog baie ver verby gaan omdat jy versigtig is daarvoor, omdat jy waaksaam is. Met ander woorde, wat hier gebeur, is dat hier 'n daaglikse ding is, wat die disippels se aandag aftrek, dat hulle die ding wat nou 'n probleem is, uitmaak tot die grootste probleem in hulle lewe. En die grootste probleem wat eintlik is, net eenvoudig nie raak sien nie. Hulle het 'n broodtekort, hulle het liggaamlike nood, hulle moet liggaamlik versorg word, en hulle grootste bekommernis is nou, gaan ons kan eet. So Jesus se waarskuwing is vir hulle, maar pas op, daar's as jy dat 'n baie groter gevaar vir jou lewe inhou, as 'n tekort aan brood. Sy waarskuwing bring hulle om te raak te sien en sê, maar dis intens, dit vereis dat julle nou eers julle gedagtes moet laat vaar van die brood en dink eerder oor die ander gevaar wat ook nie so pas in die lewe ingetree het, julle moet raak sien. En dit wat die Here hulle waarsku, is suurdeeg. Iets wat nie baie gevaarlik klink nie. Weet nie wie van ons is al bang vir suurdeeg nie. Wees baie versigtig
wees op die uitkyk vir suurdeeg. En dan sê die Here, die suurdeeg van die Fariseërs en die suurdeeg van Herodes. So baie mooi in hierdie konteks van die brood, bring hy hierdie waarskuwing van die suurdeeg, 'n beeld van deeg wat goed is, brood wat goed is, en die suurdeeg wat nie goed is nie. Herhaaldelik gewaarsku van hulle wat verkeerde invloede uitoefen op hierdie deeg. En wat besonder is van hierdie waarskuwing is dat die Here die dwaalleer op die naam noem. Sê presies wie die dwaalleraars is. Hy praat nie van die suurdeeg in die algemeen nie, of dalk daar's wolwe in skaapsklere, maar jy kan nie weet wie hulle is nie. Hy sê vir hulle, daar is hulle. Hulle lyk wonderlik. Hulle lyk of hulle deel van die deeg moet wees, maar hulle is wolwe in skaapsklere. Pas op vir hulle. So dit is nie asof dwaalleer nooit kenbaar is nie, asof jy nou eers deur die wolf gebyt moet word, dan besef jy, wag so 'n bietjie, dis eintlik nie 'n skaap gewees nie. So hulle identiteit is bekend. Die Here ken dit, hy wys hulle duidelik uit wie hulle presies is. Pas op, hulle en hulle is suurdeeg. En dit hulle verkondig. En nou is dit so. As jy weet iemand gaan iets eet wat vir hulle gevaarlik is, wat giftig is, gaan jy nie toelaat dat hulle dit eet nie. As hulle gaan siek maak of doodmaak en jy weet dit, gaan jou waarskuwing al hoe meer intens raak. En daarom kom die Here en hy maak hierdie baie ernstige waarskuwing vir dit. Dat hierdie suurdeeg het die potensiaal om die hele brood te vernietig. Dit breek af, dit maak dood, pas op daarvoor. Jy dink jy maak jouself vol, maar eintlik is jy besig om jouself dood te eet. So daarom die waarskuwing. Wees altyd op julle hoede vir suurdeeg. En besonder vir die disippels vir die suurdeeg van die Fariseërs en van Herodes. En wanneer ons hierdie parallelle gedeelte gaan lees in Matteus 16, dan sê die Here, maar pas op ook vir die suurdeeg van die Sadduseërs. En dit is belangrik dat die Here juis hierdie beeld van suurdeeg gebruik. Want deur suurdeeg te gebruik, beklemtoon die Here twee dinge. In die eerste plek die onsigbare werking daarvan. Iets wat klein lyk. Lyk of dit heeltemal onskadelik is. Skade wat dit kan doen, is nie heeltemal sigbaar nie. Dit is nie soos 'n bul wat in 'n glaswinkel inhardloop en jy sien presies wat breek alles nou as die bul daar rondhardloop nie. Dit werk daar waar dit nie heeltemal so sigbaar is nie, ongesiens. En dit werk binne-in en dit versprei tot dit stilweg al die punte van die brood bereik het. En dis dan jy is die tweede punt daarvan, dat die Here trek alles. Dis nie net onsigbaar nie, maar dit versprei regdeur. Hierdie vrot kolletjie versprei regdeur tot alles toe. So dit 'n geweldige kragtige invloed. Aan die Korintiërs skryf Paulus dat 'n bietjie suurdeeg deurtrek die hele deeg. Dit hoef dus nie eers baie te wees nie. Dit gaan nie daaroor of dit nou eweveel mense is wat beide kante van die saak stel, dis nou 50-50 en dit is nog oukei nie. As jy net 'n bietjie daarvan toelaat in die deeg in, deurtrek dit die hele deeg. So die Here getrek hierdie parallel en hy sê, maar net so is hierdie leerstelling van Herodes en die leerstelling van die Fariseërs en die leerstelling van die Sadduseërs is nie altyd sigbaar nie. Die invloed daarvan wat uitwerk in die geloofsgemeenskap is nie altyd so sigbaar nie. Maar is kragtig. Dit het potensiaal om die hele geloofsgemeenskap omver te gooi, om die hele kompleksiteit van die deeg te verander, van die geloofsgemeenskap te verander. So daar waar dit in aanraking kom, versprei dit. As mens nou vandag se terme moet sê, pas op vir 'n virus wat onsigbaar is, uit 'n laboratorium uitkom, met 'n kragtige uitwerking, dan kan die hele wêreld siek maak. 'n Klein begin vir dwaalleer, dalk min mense, maar 'n dodelike krag, daar waar dit verandering bring. So waarna verwys die Here dan as hy praat van die dwaalleer, van die Fariseërs en van Herodes? So sommige kommentare beperk hierdie leer van die Fariseërs eintlik nog net van die dialoog wat plaasgevind het net vooraf in vers 11 tot 13. Dat die
waarskuwings trek teen mense wat vir Jesus nou vra vir 'n wonderteken. Dat hulle hom uitdaag tot 'n wonderteken. Dat dit gaan net oor die houding van die skeptisie teenoor Jesus. Dat dit net gaan oor hulle wat twyfel in die Here se woorde. Maar dit beperk egter die hele skoop is die hele reikwyte van wat die Here bedoel. Want hy gee 2 keer hierdie deurlopende waarskuwing en nie net teen die Fariseërs met wie hy nou sopas gepraat het nie, maar ook teen die Herodes wat nie nou sopas met wie hy nie pas gepraat het nie, en die Sadduseërs wat nie eens in hierdie gedeelte genoem word nie. Dit moet dus die algemene leer wees van die Fariseërs, die algemene leer wat hulle oor die algemeen verkondig. So wat die Here die mense teen waarsku, die disippels teen waarsku, as hy waarsku teen die suurdeeg van die Fariseërs, is hulle wat geloof of die waarheid baseer op mensgemaakte pogings. Of dit in tradisies is, of in verlossing is, mense wat op mense staat maak om regverdiging te kry, het sy deur die tradisies wat hulle navolg, of deur die werke wat hulle doen, om daardie regverdig voor God te kom staan. Want die Fariseërs is 'n groep Jode, en die naam Fariseër beteken afgesonder, dat hulle self afgesonder van die res van die Jode, in hulle noukeurige nakoming van die wet. Want in die streng nakoming het hulle self geplaas in 'n ander kategorie as die res van die Jode. So die Fariseërs het streng vasgehou aan al die tradisies van die voorvaders, wat hulle verhef het tot dieselfde vlak as wat die woord van die Here sê. So die mensgemaakte godsdienst is verhef tot wat God vra van die mens. Dis nie enige bepalings in die Ou Testament wat gesê het hulle moet dit doen nie, maar tog is daar klomp dinge wat hulle slaafs nagekom het. Hulle vat dit deur mense daar gestel is en hulle verhef dit tot godsdienst en hulle maak dit van toepassing op alle mense. Na die gebruike wat hulle gehad en sê maar, wat van buite af moet jy skoon hou, sodat jy rein kan bly binne, dit gaan dus oor menslike verdienste, alles wat ek vir myself kan doen, so hulle heiligmaking gaan oor hulle eie pogings, afsonderlik van die Here. Ek kan afsonderlik van die Here myself regverdig maak, as ek net lank genoeg en ordentlik genoeg die wet van die Here nakom. Hulle dink dis hulle bewerk hulle eie regverdigheid. Daarom het die Here al gewaarsku, as julle geregtigheid nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en fariseërs nie, sal julle die koninkryk nie sien nie. Eenvoudige stelling met ontsettende gevolge. Want hulle was voorbeeldige mense, hulle was goeie mense. Hulle was die voorbeeldigste Jode wat jy gekry het, voorbeeldigste nakomers van die wet gewees. Met ander woorde, hulle het nie boos gelyk nie, hulle het nie sleg gelyk nie. As jy dan gekyk as jy dink wat is die wonderlikste klomp mense wat daar op hierdie aarde is. 'n Ware toonbeeld van godsdiens. En daar is geredeneer as daar net 2 mense wat in die hemel kom, sal dit 'n Fariseër en 'n skrifgeleerde wees. En dan kom die Here en hy sê maar, pas op vir hulle. As jy dink dat wat hulle leer is goed, as jy dink wat hulle leef is ware godsdiens, pas op, dan sal jy nooit die koninkryk van die hemel ingaan nie. Want die Fariseërs het verstaan dat die Here sy wet vir hulle gegee het as 'n middel vir verlossing. Hulle het eintlik gedink dat hulle self, hoe meer hulle die wet kan nakom, hoe meer kan hulle regverdig word en heilig word. So met ander woorde, hulle het nie enige agting gehad vir Jesus nie, hulle het nie nodig nie. Op hierdie punt wat die Here gekom het, het hulle goed genoeg op hulle eie stoom reggekom. Klaar op hulle self, goed genoeg die wet van die Here nagekom. Hulle het nie vir Jesus nodig nie. Hulle kan nie hulle eie sonde insien nie, want hulle sien hulle doen die wet van die Here volkome na. Hoekom het hulle vir Jesus nodig as hy iets kom doen wat hulle self in elk geval doen? Hulle is regverdig genoeg in hulle self. Daar is nie genade nodig nie, net verdienste. En dis die dodelike suurdeeg van die Fariseërs. In die eerste plek, mensgemaakte reëls wat verhef word, wat die Here nie vra nie, om dinge wat die Here wel vra, wat die Here wel verkondig, af te breek. Om jouself te verhef, om godsdienst, om jouself te bepaal, dat jy self kan bereik, om voor God te staan. En dan waarsku die Here ook die leer van die Herodes. En nou ken ons die verhaal redelik goed, dat Johannes die Doper was 'n profeet, wat die verkondiging van die Here se woord verkondig, uit bekering aan alle mense verkondig.
Ons weet, hy het mense gedoop en gesê, maar jy moet bekeer, ons baie mooi vanoggend daarvan gehoor. Maar hy het nie net mense wat gewillig is om te bekeer aan verkondig nie, maar hy het ook aan onwillig is. En hy het nie net aan mense wat eintlik al laag in die sosiale samelewing staan en jy weet, gaan aan hulle verkondig en sê, maar dit is maklik om aan iemand wat daar is te verkondig nie, maar hy het in die hoogste persoon in die samelewing dit gaan verkondig en sê, bekeer. So Johannes kom en hy roep nie net in die algemeen mense tot bekering nie, maar hy roep besonder en sê, maar Herodes, jou sonde, jy moet bekeer. So Herodes het sy broer Filippus se vrou gevat en daarom wou Herodes vir Johannes doodmaak. Maar hy's bang geweest want Johannes was 'n profeet. So op hierdie punt wil hy dit nie doen nie, maar dan kom die dogter van Herodias en sy dans vir die gas en Herodes sê dan, hy so sy skik met haar en hy sê maar, vra enigiets, ek sal dit vir jou gee. En sy vra dan vir die kop van Johannes die Doper, dat hy onthoof moet word. En omdat Herodes nou voor die mense iets gesê het, wil hy nie vir die mense sleg lyk nie. Hy het laat doen, omdat hy die sosiale en politieke druk van die mense ervaar het. So wat is die suurdeeg van Herodes? Is hierdie morele korrupsie? Om die waarheid eintlik teen te staan, om 'n boodskapper van God dood te maak, maar dit gaan nie oor die politiese korrektheid, wat die mense wil graag sien moet gebeur. Ongeag wat die waarheid is, wat reg is om te doen, kom hy en hy maak vir Johannes die Doper dood. So hy gee maklik die waarheid prys te midde van die sosiale druk. Om hierdie kompromie aan te gaan, want die mense wil dit graag hê. Spaar jouself hierdie ongemak, spaar jouself vervolging, want ons mense wat jou sal aanspreek daaroor. In die parallelle gedeelte in Matteus 16 hoor ons dat die Here ook waarsku teen die suurdeeg van die Sadduseërs, wat op hulle beurt weer alles rasioneel verklaar het. Dat die menslike rede was die hoogste gesag. Alles wat bonatuurlik en geestelik is, het hulle ontken, van die engele af tot die opstanding uit die dood. Alles wat geestelik is, wat nie met die materiële te doen het nie, wat hulle nie kon uitverklaar nie, het hulle gesê is onwaar. So die waarskuwing teen hulle word ook gebring. Dat selfs al was hulle by Jesus, was dit nodig om die disippels te waarsku. In Matteus 15 hoor ons die disippels was besorg oor die Fariseërs wat aanstoot geneem het oor hoe Jesus hulle hanteer het. So is merkwaardig om te hoor, daar's 'n gesprek en die Here spreek hulle hard aan en die disippels is eintlik al ongemaklik oor hoe skerp die Here teenoor hulle gepraat het. Hulle was dus besorg oor wat die dwaalleraars dink. Met ander woorde, eintlik onder die invloed van hulle. So in vers 16 hoor ons dan die reaksie van die disippels hierop. En dit is eintlik half 'n absurde reaksie. As die Here sê 2 keer, pas op, wees versigtig. En as dit eintlik so ernstig was, is dit eintlik snaaks gewees het. Hulle begin met mekaar praat en sê maar, ons het nog steeds nie brood nie. Hierdie geweldige waarskuwing oor die Here hier gee vir die geestelike aanslag wat daar is. Maar hulle verstaan dit nie, daarom is hulle weer terug by die brood. Dink jouself dit in. Die Here waarsku, hier's hierdie onmiddellike ander gevaar, wat baie erger is as die broodnood wat jy het. Wat gaan julle doen? En watter rigting gaan julle die gesprek stuur? Dalk nadenke oor wie hulle is, dalk nadenke oor wat die Here bedoel. En tog is die disippels ten diepste gepla dat hulle nie brood het nie. Waar sal ons brood kry? Ons het net 1 brood by ons. So die Here gebruik juis hierdie geleentheid om hierdie broodtema te werk, maar hulle verstaan dit heeltemal verkeerd. En daarom die Here se vraag, maar verstaan julle nie? Julle wat oë het, julle wat ore het, wat hierdie wondertekens gesien het, wat gebeur het, verstaan julle dit nie? Het julle nie die geestelike insig om weier te sien, as wat julle met julle oë en julle maag nou beleef in hierdie konteks nie? So toe Jesus die 5 brode vir die 5000 gebreek het, vra hy vir hulle hoeveel het oorgebly? 12 mandjies.
Met die 7 brode vir die 4000, 7 mandjies. So die Here herinner hulle doelbewus na die wonderwerke. Want besef maar, in die eerste plek, was julle nie by gewees toe ek 2 keer brood vermeerder het nie. Hier is ek in julle midde, julle 2 keer gesien hoe ek brood vat en vermeerder, sodat almal genoeg kan hê. Is julle so kortsigtig, so kort van geheue, jy nie kan onthou nie. Maar meer is dit. Dat die Here ook daardeur bevestig, maar by hom is die waarheid. By hom is die lewe en by hom alleen. Die ander is suurdeeg. Die ander is nie die son, dis die verkeerde dinge, maar die Here self is dit wat goed is. Dat hy is die brood wat lewe gee. Hy alleen kan hulle onderhou. Hy is die waarheid en hulle moet bly en hulle kan niks bydra vir hulle lewe nie, maar die Here kan. Hy kan oorvloedig vir hulle sorg. En jy is daarom so dwaas om te wil wonder oor wat die liggaam kan doodmaak. Dis nie die grootste gevaar nie. Pas op vir hom wat die siel in die hel kan laat beland. Dis die gevaar. Dis die suurdeeg waarvoor jy uitkyk moet wees. En dit lei na vers 21 waar die Here sê, begryp julle steeds nie? Soos die Here hulle dieper vra en hulle herinner aan wat gebeur het, mis julle nog steeds die waarskuwing? Verstaan julle steeds nie? En hier in Markus bly die vraag onbeantwoord. In Matteus, hoor ons hoofstuk 16 vers 12, toe het hulle verstaan. Hulle het verstaan dat hy nie waarsku teen die fisiese dinge nie, maar teen die leerstellings. Maar broers en susters, die gevaar bly nog steeds vir ons vandag. Dis nie asof die gevaar opgehou het nie. Daar's altyd suurdeeg, daar's altyd suurdeeg wat ergens probeer versprei. En juist daarom kom die opdrag vir ons ook pas op vir die suurdeeg. Sien raak die suurdeeg en pas op daarvoor. En vir ons in die eerste plek, pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs. Pas op dat mense nie menslike tradisies vat en dit verhef bo wat die Here vir ons nie woord vra nie, bo die voorskrifte wat die Here vir ons gee nie. Pas op vir voorskrifte wat die mens intrek sê, maar die mens moet bydra tot sy verlossing. Pas op vir dwaalleer wat die mens in die middelpunt gaan sit en sê, maar dit gaan oor jou. Oor godsdiens wat vir jou dalk so gerieflik as moontlik maak. Pas op vir dwaalleer wat nie die woord van die Here belangrik ag nie, of as die belangrikste ag nie, om jou lewe daarvolgens in te rig nie. Pas op vir die suurdeeg van Herodes. Pas op vir 'n godsdiens of vir 'n geloofsgroep waar jou sonde net nooit vir jou uitgewys word nie. Dat jy nooit daardie sonde besef in jou het nie, nooit daardie ellende wat jy eintlik is, besef nie. Want as dit nooit gebeur nie, sal jy nooit Christus nodig hê nie. Sal jy nooit vir Christus raaks nie, jy sal nooit huil oor wie jy is en vir Christus verlang nie, want jy sal nooit dink jy het sonde nie. En jy sal ook nooit die nodige dankbaarheid toon as jy nie kan besef wat die Here Jesus Christus vir jou in die kruis gedoen het, dat hy sy lewe vir jou gegee het, alles in genade, sodat jy die lewe kan hê nie. Pas op vir daardie godsdienste wat jou verdienste daar verkondig. Die profetiese stem van die kerk moet in die wêreld ingaan, die samelewing moet verander word deur die kerk. En deur hoe ons is die sout, ons is die lig, wat ons verkondig met die samelewing omdraai. Pas op vir daai suurdeeg van Herodes waar die wêreld kom en die kerk weer stil maak. Waar daar politieke druk is, waar daar sosiale druk is en sê maar goed, ek swyg eerder oor die waarheid hierdie kant. As die skrif dit sê, sal ek dit eerder nie verkondig, ek sal eerder stil maak as om dit te verkondig. Want dit word as polities inkorrek gesien in hierdie wêreld. Pas op, dat dit nie lei tot stil bly oor die waarheid in Christus in sekere omstandighede nie. Dat die suurdeeg so ver strek, dat jy eerder Christus verloon, sodat jy mense gelukkig kan hou. Dis hoe dit gaan in dwaalleer kerke waar mense hulle eie weg in die kerk wil hê, drukgroepe, kerkpolitiek.
Ook in gemeentes waar daar nie tug toegepas word nie. Waar daar nooit hierdie slegte verwyder word nie. Waar sonde nooit genoem word wat dit is nie. Waar die waarheid moet gespreek word. En pas op ook vir die suurdeeg van die Sadduseërs. En vandag se tyd eintlik die liberalisme. Hulle wat die gesag van die skrif ontken. Hulle wat die menslike rede bo alles plaas en dink hulle is slimmer as God en as dit nie in die mense verstand inpas nie, kan dit nie waar wees nie. Mense wat Christus se wonderwerke, Christus se krag ontken, want hulle kan dit nie verklaar nie. Hulle glo slegs hulle volgens menslike rede kan verklaar. Pas op daarvoor. En broers en susters, wanneer 'n mens moet oppas vir die dwaalleer, is dit so dat as ek wegvlug daarvan af, moet ek ergens heen vlug. As ek wegvlug van die leuen af, help dit veel ek vlug na 'n ander leuen toe. Dis net so erg. As ek wegvlug van 'n leuen af, moet ek vlug na die waarheid. Ek moet terugkeer na die waarheid in die woord van die Here. En soos Christus die disippels se aandag weer vestig op hom en sê ek het nie vir julle gedoen nie, kyk na my, ek is die waarheid. So moet dieselfde in ons lewe gebeur. Besef maar, dis deur Christus alleen sy lewe vir my gegee het, dat ek kan lewe, ek kan niks bydra nie. Besef maar, hy is kragtiger en magtiger as enigiets wat ek ooit kan doen. Besef maar, hy het my gesalf tot profeet dat ek sy woord moet verkondig en uitdra in hierdie wêreld. En daar's oneindig baie dwaalers in hierdie lewe. Ons kan seker 'n hele week lank aangaan en elkeen te noem op die naam. Maar dan sien die beginsel daarin raak. Iets wat nie strook met die waarheid nie, pas op daarvoor. Maar as iets wat die hele waarheid, die hele kompleksiteit van die groep waarin jy is, kan verander. Jy is daarom, sien Christus, bly by die woord, keer terug na die woord, en leef daaruit. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons kan nie anders as om te bid, dat U ons moet verlos van die bose nie. Dat U ons oë moet oopmaak vir al die dwaalleer wat daar in hierdie wêreld is. Dat U ons sal beskerm en bewaar, dat U kerk, U kosbare bruid, tog sal bewaar teen die aanslae van die bose. En mag ons ook bid, mag ons ook die wapenrusting aantrek wat ons sal beskerm, maar dit bidend doen. Ons sal besef in onsself kan ons nie staande bly nie. Maar alleen deur U wat vir ons die krag gee, deur die woord en die gees, kan dit gebeur. Ons bid, Here, vir hulle wat vasgevang is in leuns. Ons bid vir U vir bevryding. Daar is so baie leuns en so baie mense wat as slawe leef van leuns wat aan hulle verkondig word. Maar U alleen kan bevry. By U alleen is daar die ware brood wat lewe gee. En daarom bid ons ook vir hulle vir bevryding. Ons bid vir hierdie week wat voorlê. U weet waar elkeen van ons moet heen gaan, wat met elkeen van ons moet gebeur. U beskik dat dit so gebeur. En daarom bid ons, Here, dat ons ook daarin alles ons oë op U gerig sal hou. En ons daar sal leef vir die eer van U naam alleen. Amen. Ons gaan nou saam sing terwyl ons staan, Psalm 119. Ons gaan daarvan saam sing vers 32, 42 en ook 47. Ekskuus, ek kan nie vinnig genoeg blaai tot by die regte vers nie, so kom ons staan. Dan sing ons saam Psalm 119, 32, 42 en 47.
Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van u. Amen.